Hallo julle, ek gaan vandag saam met julle deur die Tools to Salvation loop en hierdie is my persoonlike storie wat ek gaan deel en ons hoop dit help julle om bietjie te beter te verstaan hoe om hierdie toe te pas en hoe jy jou storie kan vertel deur die Tool to Salvation te gebruik. So eerstens, daar's iets wat ons gaan noem die Valley of the Death. Dis nou waar ons almal is. Dis hierdie kanaal waar ons is, ons almal, ek het hier beland, dis waar ek is. Dis waar ons begin, ons sonde het ons hier gekry, ons weg van God af het ons hier beland, my weg van God af. My weg van God was, ek het my identiteit oral gesoek waar ek nie moes nie. Ek het dit gaan soek in vriende, ek het dit gesoek in skinder oor mense, ek het dit gesoek in verhoudings, en ek het dit nie gekry nie. Ek het dit gesoek in wat ek doen, en ek het dit so gesoek, en ek het dit al hierdie goed gebruik om te probeer hier uitkom, uit hierdie Valley of the Death te kom, om te probeer sê, ek kan hier uitkom, want ek het die regte vriende, ek het die regte verhouding, of ag, is lekker om te vry, en jy het al hierdie goedjies, en jy dink, jy gaan deur jou eie krag hier uitkom, en die goed wat jy doen, of status wat jy bereik, gaan ek daar kom, en ek het so probeer, en dit het heeltyd te kort geskiet, ek het heeltyd, soos ek hier opklim, dan val ek het weer af, en elke keer voel het asof ek in hierdie verdriet was, elke keer het gevoel asof ek net nog meer verlore raak. En ek het in hierdie proses het ek eintlik maar myself verloor. Ek het verloor wat dit beteken om myself te wees, om 'n kind van God te wees. Want my identiteit het ek alles op wêreldse goed gesoek en so probeer op my eie krag uitkom. Maar mens kan nie. En ek het dit die harde manier geleer, want soos ek hier uitkom, het ek net meer verloor. Ek het vriende verloor, ek het verhoudings verloor, ek het myself verloor. En dit het lank gevat vir my om te besef wat die simptome is. Ek het gereeld gegaan en weer bewus geraak van iets is fout, iets is nie lekker nie. Maar hier toe ek op 'n student was, toe besef ek eers, daar's 'n groot prentjie missing. Daar's 'n groot gedeelte van my wat verlore is. En dis Christus. Dis God se reddingsplan. Die kruis. Christus wat gesterf het vir ons sondes. Dit is waar ek besef het my identiteit moet lê. Toe ek hierdie besefing gehad het, was dit nie 'n maklike proses nie. Ek was geïsoleerd. Ek was op my eie, was sonder gemeenskap, sonder vriende wat ek werklik waar my vriende kon doen. Maar deur die Here se genade, deur ek wat opnuut gekies het om my identiteit in Christus te plaas en nuut gekies het om te sê, Christus is sentraal in my lewe, Jesus is sentraal in my lewe. Daardeur het ek die besluit kon maak, die pad begin stap om my eie kruis op te neem en te sê, ek kies vir Christus. Ek kies om in verhouding te tree met hom, ek kies om deel van sy kerk te wees, en ek kies om konstant myself werklik waar te bekeer van die goed wat ek verkeerd doen, van die verhoudings wat ek seer gemaak het, van die mense wat ek seer gemaak het, en van myself wat ek verloor het. En omdat hierdie keuse gemaak is, omdat ek hierdie besluit gemaak het om Christus te volg, my lewe vir hom te gee, is daar hierdie brug, hierdie pad wat gebou is, hierdie konneksie, om 'n verhouding met die Vader te hê. En daarin het ek werklike vervulling, werklike lewe ontdek. Toe ek heeltyd op myself probeer staat maak, toe ek heeltyd probeer staat maak op die posisies wat ek gehou het, of ek heeltyd probeer staat maak het op vriendskappe, dit was leeg. Maar met Christus, die leertjie, die verhouding wat opbou, om uit hierdie vallei uit te kom, en by die Here, die lewende God, 'n verhouding mee te hê, daarin het ek lewe gevind, daarin het ek passie gevind, en daarin het ek my doel gevind, om die Here in alles wat ek doen, te eer. En ek hoop, soos hierdie model my help om my storie te kan vertel, en my storie te kan deel, en te kan bewus wees van wat my storie is, hoop ek dat hierdie model jou ook help, om jou storie raak te sien, en jou te help, dit kan deel met ander. Hallo Testimonium klas, en dit is vandag die les wat ons praat oor Tool to Salvation, en ek wil jou graag aanraai en jou regtig challenge om dit te sien as 'n tool. Moenie dit sien as net lyntjies op 'n papier nie, sien dit regtig as 'n tool om jou te help om te verstaan
wat jou geloof is en waarin jy glo, maar ook laat dit jou help om jou storie te kan vertel vir ander mense. Nou die ding is, baie van ons het 'n storie, baie van ons het 'n bekeringsoomblik, maar eintlik van ons het ons almal dit. Ons almal moes eers gekies het om radikaal vir Jesus te volg. En hierdie gaan jou help om te besef, maar waar's jou dag? Waar's jou tyd? En dit het nie noodwendig 'n dag en 'n tyd en 'n so nie, maar eers moet ons elkeen besluit om radikaal agter Jesus aan te stap. So hierdie is 'n tool om jou te help. Dit moet jou help. So kyk of dit jou kan help. So die tool to salvation, dit begin met the valley of death. Hierdie dal eintlik van doodskade weer. Hierdie wat in Psalm praat. Daar's 'n gat en ons almal is hier onder. Ek gaan so mooi as moontlik probeer teken. Ons almal is hier ook hier onder. Maar ek was en ek is eintlik nog was hier onder. Ek is nie meer nie, maar ek was ook hier onder. En die ding is, hoe die tools to salvation werk, is alles wat ons uit ons eie uit probeer doen, probeer ons onsself hier uitkry, want ons wil graag die lewe hierbo hê, maar niks wat ons uit ons eie doen nie, niks wat ons selfs probeer nie, maak nie saak hoe goed jy lewe, die dinge wat jy reg het, reg leef nie, al maak jy die beste en doen jy die beste intensies met alles, niks wat jy uit jou eie uit doen, kan jou hier uitkry nie. Die realiteit is, jy gaan heel moontlik, dis nie volhoubaar nie, jy gaan net weer terugval, en in die onderste gat bly. Nou, in ons evangelie en ons storie van God en van Jesus is dat hy kom om ons te kom uithaal. Niks wat jy gedoen het, kan jou weghou van hierdie genade wat God vir jou gee nie. Hierdie verlossing wat in Jesus is nie. Niks kan jou terughou om in 'n verhouding met hom te wees nie. En dit is eintlik die opwindende gedeelte van ons geloof, dat niks wat jy doen, kan jou hier uithaal nie, slegs deur Jesus is jy gered. Nou hier is waar die lekker ding is, as gevolg van my redding, en as gevolg van ek wat nou in Jesus glo, kan ek ook my eie kruis optel. My eie kruis optel, en in 'n manier, in 'n vennootskap met Jesus stap, om ander mense te kan kry, om brûe te bou, en om seker te maak, hulle tel ook hulle kruise op, en stap agter Jesus aan. Die een belangrikste ding is, hier is 100% heeltyd in verhouding met wie God is, en om met hom in 'n verhouding te staan, niemand anderste nie. Ja, jy het hierdie brûe en hierdie kruise langs jou, wat jou gaan help, en jou help die Jesus lewe ontdek, maar die belangrikste een is, hierdie kruis, is Jesus, en wie Jesus is. Die ding is, jy kan niks van hierdie doen, en jy selfs jou storie vir iemand vertel, as jy dit nie in 'n geselskap of in 'n gesprek met God doen nie. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. So onthou, as jy die dag jou storie moet vertel, of as jy die dag jou storie moet met iemand deel, onthou om dit bidend ook te doen. Onthou om te kies, om sy woord te versprei, maar om dit altyd bidend te doen. Arno, hierdie was take 1, want ek het niks van myself vertel nie. So ek gaan dit nou weer opneem, en dan kan jy kies. Of jy kan net vir ons altyd gee, en dan kies Terrence. OK. Hallo klas van Testimonium, dis so lekker om vandag met julle te gesels en dalk ietsie bietjie dieper van my eie lewe met julle te vertel. So ons is besig met geloof en geloofsekerheid, en deel van hierdie les doen ons 'n tool to salvation, en dis presies wat dit is, dis 'n tool. Dis iets wat jy in jou gereedskappakkie hou, om jou te help, om jou storie te vertel, maar jou ook te herinner, waar lê jou verlossing en hoe kry mens dit? So ek gaan vandag iets van myself deel. Baie jare terug, van julle noem my dalk nou nog Tanya, as ek julle sê hoeveel jare dit terug, so ek gaan nie datums bysit nie, maar baie jare terug, was ek ook hier onder, in hierdie valley of death, in hierdie weg van God af oomblikke. En die ding is, alles wat ek probeer doen het my nie waar uitgekry nie. En as ek vir julle voorbeelde kan noem is, ek het myself verloor in netbal.
Ek het myself verloor om seker te maak, ek kry al die provinsiale spanne, ek speel altyd eerste span. Ek het myself verloor in drank en in rondvry en in alles God oral gaan soek waar hy nie eintlik is nie. Ek het die gat in my hart probeer volmaak wat eintlik God se plek is in my lewe. Ek het alles probeer doen om myself hier uit te kry, maar niks kon daai ooit vul nie. Niks kon my uit hierdie donkerte uitkry nie. Hierdie lewe sonder purpose. Die lekker ding en eintlik ek hou nie eintlik van die woord lekker nie, maar die opwindende ding van ons geloof en van die evangelie is dat Jesus kom. Jesus kom om hierdie brug te bou en eintlik op 'n manier hierdie tou vir ons te gee en te sê, maar kom my kind, there's more to life. Daar's meer in hierdie lewe, meer in hierdie wêreld as hierdie rondskarrel agter niks, agter wind aan, wat eintlik niks beteken nie. So, ek het Jesus ontmoet toe ek in graad 10 was. So eintlik graad 9, in die begin van graad 10, het ek Jesus ontmoet in 'n selgroep deur 'n gehoorsame vriendin wat seker gemaak het, ek gaan sel toe. En dit het die begin van my lewe verander eintlik, in terme van ek het nou 'n verhouding met die Here as gevolg van 'n vriendin, 'n maatjie in my netbalspan, wat die eendag vir my gesê het, is jy seker jy ken die Here? Ek het gedink ek doen, maar ek het nie. So as gevolg van dit wat Jesus kom doen het aan die kruis, niks wat ek gedoen het nie, as gevolg van die genade wat daar in God is, kan ons nou in 'n verhouding met ons staan. En eintlik in hierdie nooi hy jou uit om jou eie kruis op te tel. Om jou eie kruis op te tel en agter hom aan te stap. Daagliks, in geselskap met hom. Nêrens is hierdie kruis weg van God af of weg van Jesus af nie. Hierdie kruis van wat jy optel is juis agter Jesus aan. Hy wil in 'n verhouding met jou wees. En onthou, verhoudings vat kommunikasie, verhoudings vat tyd en ons moet dit maak om dit te kan hê. So ek het my kruis begin optel, so einde graad 10, regtig radikaal, soms bietjie te radikaal, maar ek het regtig Jesus begin volg. Maar moenie dink ek het dit al perfek gehad nie. Ek was nog steeds, ek wil sê geval in die doodskaduwee of weg van God af in die sonde geval nie, maar ek het nog steeds soms goed gekies wat my nie nader aan die Here gebring het nie, wat my nie gehelp het om so naby as moontlik aan Jesus te stap nie. Soms het ek die verkeerde keuses gemaak, maar as gevolg van sy genade en as gevolg van sy liefde, kon ek in hierdie verhouding met hom wees. Nou deel van hierdie, en ek dink dit is waar ek nou regtig opgewonde raak is Jesus nooi jou uit om sy kruis op te tel, maar sodat ons kan brubouer wees, sodat ons ander mense kan kry om hulle kruise op te tel, en nog mense, en as hierdie bord nog kon aangaan, sodat deur ons wat Jesus in ons lewe gedoen het, kan versprei. Ons gebed is dat jy erns sal besef dat Jesus jou regtig lief het. En hy het jou nie net onvoorwaardelik lief nie, maar hy het jou regtig lief. God het jou onmenslik baie lief. En hy wil in hierdie verhouding met jou wees. As jy hier sit vandag en jy twyfel en jy weet nie van hierdie nie, maak seker jy praat met iemand en sê net, hoorie, ek weet nog nie van daai nie. Ek vang nie wat Tina bedoel van ek lewe 'n lewe wat niks beteken nie. Ook seker jy kom vandag by iemand uit wat jy net kan sê, ja, ek sukkel. Maar saam met hierdie wil ek ook net sê, ons bid so baie vir julle en ons is altyd hier vir julle. So sterkte met die res van julle testimonium program en onthou, ons as julle leiers is langs julle en ons sal julle altyd help.